Goeiemôre al julle pragtige mense hierso op die 8de Desember, maandagoggend, en welkom by Koffie met Brood. Daar val hy. Goed. Kom ons kyk wie kom op vanoggend. Klomp stukke nuus om deur te gaan in pyptyd. Baie van die nuus is nie die kruitste nuus nie, maar dit is wat dit is in hierdie Suid-Afrika van ons, né? Goeiemôre Jenny, jy is eerste vanoggend. En dan Andrew. Kaapnaars is eerste. Goeiemôre julle. Daar is hy, kom ons drink koffie. Geen die mense nog so 'n paar minute kans en begin ons gesels. Dit is maar altyd interessant oor hoe dinge in die wêreld gebeur, en as 'n ou die nuus agter die nuus kyk, dan weet jy waarmee die mense besig is, jy weet. En die gewone nuusmedia sal nooit vir jou die regte storie vertel nie, nooit die waarheid vertel nie, en nooit een en een by mekaar sit om twee te kry nie. Hulle sal dit eenvoudig nie doen nie. En wanneer jy 'n wêreldvisie het, dan kan jy een en een by mekaar sit, maar anders dan nie. En op hierdie Desemberoggend, waar ons weer baie reën gehad het gisterand, alles is nat, maar die son skyn weer pragtig, dan sien 'n ou al hierdie nuus wat uitkom, en jy dink by jouself, hoe kan dit moontlik wees dat ons so opgevoeterd kan wees in hierdie land, hè? Goeiemôre Piet. Dink is Piet en Jan wat nou opgekom het. Dink dit is Jan. Goeiemôre julle. In elk geval, kom ons kyk gou 'n bietjie na wêreldnuus, dan sal ons hier na die huis toe terugkom en kyk wat hier gebeur. O nee, is Koos en Jan se profielfoto's is baie naby aan mekaar. Nie die gesigfoto nie, maar die familietipe foto. In elk geval, kom ons kyk 'n bietjie. Ons kyk 'n bietjie na 'n paar Koos het gaan. Hier op hierdie Desember maand, ou sal net weet hierso in die middel van die maand of dit goed gaan. Maar op hierdie stadium. In elk geval, kom ons kyk gou 'n bietjie na die nuus. Die Europese Kommissie het Elon Musk se X-platform beboet met 120 miljoen euro, omdat sy navorsers, dit is nou die Europese Kommissie navorsers, nie by Elon Musk se data kan uitkom nie. Luister mooi, hulle kan nie by die data uitkom nie. Duitsland se AfD-leier Alice Weidel, Hannes, goeiemôre. Alice Weidel sê, dit is net vir hulle om vryspraak van die burgers van Europa weg te neem. Dis al wat dit is. Dis al waarvoor hierdie sogenaamde kommissie daar is. Om vryspraak van die burgers weg te neem. En dit is baie, baie duidelik. Baie, baie duidelik. Die leier van Duitsland op hierdie stadium, van die CDU-party, Merz, hy het amper 5000 kriminele klagtes ingedien vir, kom ons noem dit maar, laster, teen sy aanlyn kritisie. Dave, goeiemôre. Omtrent 5000 klagtes het hy ingedien, net voor die naweek. Dis die leier van een van die grootste lande in die wêreld, Duitsland. Nee? Sy gevoelens is seer gemaak. Sy gevoelens is seer gemaak. Ek sê jou net. Maar kom ons kyk nou gou na hierdie ene, wat hierdie vryspraak storie nog meer beklemtoon. Berlyn het 'n nuwe polisieeringswet ingebring. Die polisie mag nou skelm by jou huis ingaan en jou foon kaap. Wat is 'n beter woord as kaap vir hek? Nee, ons praat ook in die Afrikaans van hek. Dit is totaal en al verkeerde Afrikaans. Ons kort 'n goeie Afrikaanse woord vir hek. Maar hulle mag skelm by jou huis ingaan
En hulle kan luistertoestelle en videotoestelle en sulke goed mag hulle nou aanbring in jou huis as hulle dink jy is 'n gevaar. Die enigste gevaar wat hulle het is hulle is bang hulle eie mense draai teen hulle. Hulle is bang hulle het weer 'n kristalnag. Want dit is eintlik waaroor dit gaan. Jy sien, Israel skuif nou sy aandag van Amerika af. En die Israeliese president Herzog het nou met Merz 'n ontmoeting gehad en baie duidelik vir hom gesê dat Duitsland is die mag wat saam met hulle teen Teheran van Iran moet beklei. Teheran, Iran sukkel met 'n watersnood. Ek dink nie hulle wil nou beklei nie, goeiemôre. Ek dink nie hulle wil nou beklei nie. Hulle het 'n waternood. Maar Duitsland is nou die mag saam met Israel om teen Iran te beklei. Wat het dan nou van Amerika geword? Jy sien, mense in Amerika is besig om gatvol te raak vir Israel. Dit is so. Hulle is besig om absoluut totaal en al gatvol te raak. Want hulle kom agter wie hierdie lot eintlik is. In elk geval. Boonbehalwe dit, daar is jou Jan, goeiemôre. Boonbehalwe dit, het Netanyahu in 'n toespraak gesê, dat die Duitse mense en die Israeliese mense is deur geskiedenis saamgeweef in een van die grootste tragedies wat nog ooit in die wêreld plaasgevind het. En daarom, in plaas daarvan om vyande te wees, moet hulle as bondgenote saamwerk. Die ding is, Duitsers weet wat die rooi skilde gedoen het. Khazar Jode. En daardie ding is nog baie van daai mense se DNA. En ons weet hoekom Kristalnag plaasgevind het. Dit was om ontslae te raak van die Duitse bankiers, die Joodse bankiers in Duitsland, wat besig was om die Duitse mense te besteel met hulle sogenaamde lenings en beleggings. Dit is waaroor die hele storie gegaan het. En hulle het nog nie opgehou steel nie, dit is net so. Dit is net so. Mens moet altyd kyk na die storie agter die storie, mense. Dieselfde soos Gates se nuwe toespraak wat hy nou gemaak het. Afrika boere, luister nou, Afrika boere sal fone hê met kunsmatige intelligensie, waarop hulle kan kyk wat is saad het hulle benodig vir die grond, hoe lyk diere genetika, wat moet hulle doen, alles omtrent boerdery, gaan nou op Afrika boere se fone kom, om hulle te help boer, want Afrika moet die voedsel van die wêreld voorsien. Dis Bill Gates. Wat doen ons regering? Maar net om te bly by Gates. Hoekom sê hy dit? Jy sien, want hulle wil gemodifiseerde, veranderde, genetiese sade in Afrika damp, al hoe meer, sodat jy moet 'n behoefte hê om sade en goed te koop by hulle organisasies. Dis die een ding. Maar kyk nou, wat doen die Suid-Afrikaanse regering op sy webblad? Hy gaan plaas daarso huuringsadvertensies vir boere, swart kleerling en Indiër. Geen wit ou kan aansoek doen om 'n boer te wees of 'n stuk grond te kry nie. Hulle sê hulle is glad nie teen die wit mense in Suid-Afrika nie. Maar net daai plasing op hulle regeringsblad wys vir ons hoe rassisties hulle eintlik is. Ons het nooit swartes geweerhou om te boer nie, het ons. Nie in die apartheidsjare nie, die sogenaamde apartheidsjare. Ons het hulle nie weerhou om te boer nie. Maar hulle wil ons weerhou om te boer. Hulle wil ons boere se kele afsny.
En ons sien dit baie duidelik uitkom. Baie duidelik. Kanada het Syrië van sy terroristenlys afgehaal, want die leier van ISIS is nou 'n goeie ou. Die leier van ISIS is nou 'n goeie ou, so nou is hy afgehaal van die lys van terroriste af. Is dit nie amazing nie, ne? Wel, FIFA hou hulle wêreldsokkerbeker in Amerika volgende jaar, en by die openingsseremonie waar name nou getrek was, wie speel teen wie ensovoorts, is Donald Trump, Jan, goeiemôre, is Donald Trump vredesprys van FIFA af toegeken. 'n Sokkerbal wat natuurlik die wêreld voorstel, met al hierdie verskillende hande wat hierdie bal in die lug vashou. Hierdie vredesprys het hy nou gekry. En dit is gatkruip op die hoogste skaal. Donald Trump het nog nie die Nobelprys gewen vir vrede nie. En al die mense wil so graag, al die skurke wil so graag vir hom die Nobelprys vir vrede gee. En nou kom 'n sportorganisasie en gee vir hom 'n vredestoekenning. Is dit nie fantasties nie? Ons lewe lekker in 'n lalaland. Lekker in lalaland, soos die een Suid-Afrikaanse regter gesê het, ek kan nie eens behoorlik haar van uitspreek nie. Mogotle King, sy's 'n regter. Sy het gesê, Suid-Afrika is 'n piesangrepubliek, waar hulle nou die regters ook wil vermoor. Dis natuurlik na aanleiding van daai Marius Barnard moord wat nou plaasgevind het. Die fluitjieblaser nommer D, wat vermoor is nou net voor die naweek. Jy sien wat hierdie Matlanga gemors ook oopgevlek het, of gehelp het om dit oop te vlek. Dis 'n wit man, is vermoor. Ons weet wie hom vermoor, die polisie. En hulle kartelvriende het hom vermoor. Dis wie hom vermoor het. Welcome to South Africa. Welcome to South Africa. Uiteindelik skraap die CDC van Amerika die hepatitis B-enstowwe vir babas. Ok, so 'n maand gelede was daai gifstof goed vir kinders, en nou 'n maand later is daai gifstof nie meer goed vir kinders nie. Hoeveel babetjies het daai hepatitis B gifstowwe gekry? Nou is dit ewe skielik nie meer goed genoeg nie. Ek sê nou vir julle dat Groot Pharma, die medisyne, soos wat hy tans daar is, en vir die afgelope maklik 60, 70 jaar, is hulle doelwit nie om jou gesond te maak nie, maar om jou siek te hou of om jou uit te moor. Stadig maar seker. Hoor wat ek vir julle sê. In Indië, dink is in die stad Goa, G-O-A, ek dink is 'n stad, 23 mense dood in 'n nagklub 4. Verkeerde tyd, verkeerde plek. 23 mense dood. Die rede hoekom ek hierdie berig vir julle gee is, ek wil net vir julle wys dat tragedie oral plaasvind in die wêreld. Oral. Nee? Thailand het nou in 'n oorlog ingegaan met Kambodja. Hulle het nou die grens tussen hulle en Kambodja, dis 'n betwiste grens, het hulle nou gaan 'n bom met 'n lugaanval. Hierdie tipes mense, oosterlinge, Afrika, kan eenvoudig nie uit oorloë uitbly nie. Hulle kan nie. Hulle wil altyd meer hê. Hulle wil altyd vat wat nie hulle sin is nie. Soos wat ons duidelik sien hier in Suid-Afrika. Duidelik. Hillary Clinton het nou weer haar mond uitgespoel oor Trump. Sy is baie besorgd oor Trump se impak in lande reg oor die wêreld. Sy is baie besorgd oor sy impak in lande. Jy gaan effens 'n probleem hê, Hillary, jy kan dalk nie eens hier wees in die volgende 3 jaar nie, maar Trump gaan sit nog op daai troon vir 3 jaar. Ou Trumpie gaan nog vir 3 jaar op daai troon sit, en hy kan nog baie doen.
baie doen. Het 'n video uitgekom van Januarie 6 ou, wat daai pypbomme geplant het, waar hy 'n foonoproep maak, vir wie ook al hom beheer. Ja, hulle gaan daai ou kry. Daai ou is opdrag gegee deur, wat was hy, daai leier, Ray, W-R-A-Y, hy was opdrag gegee, om daai pypbom te plant, hulle sal nog daarmee uitkom. Die Skotse Universiteit van Glasgow, weet jy, hierdie mense is asof hulle nie genoeg werk het nie. Die Skotse Universiteit van Glasgow waarsku nou teen die Harry Potter boeke. Dit is uitgedateerde houdings en misbruik wat daarin plaasvind. Oudolf, goeiemôre. Dis uitgedateerde houdings en dis misbruike wat plaasvind in die Harry Potter boeke, in die Harry Potter reeks. Ek het saam met my kinders daai tyd die movies gekyk, want ons hou van fiksie en ruimtefiksie en weet snaakse goed, iets wat nie alledaags is nie. Weet ons hou daarvan om sulke stories te kyk. En jy kan sê daarvan wat jy wil, jy kan sê dit is heksery, jy kan sê wat jy wil, maar ek sê vir julle, dit was snaaks, dit was funny, dit was uitdagend, dit was avontuurlustig, dit was absoluut 'n reeks om na te kyk wat baie interessant was. En jy het altyd gewonder, wat gaan nou gebeur en al sulke goed. Dit het nie gegaan oor die towery en sulke nonsens nie, man. Ons weet mos dis 'n klomp bollie. Maar hier kom hierdie universiteit uit en sê hierdie boeke is nou gif. Universiteit. In plaas van, ek weet jou nou, dit is een of ander skaap in die universiteit wat nou een van die boeke gelees het en dit het nou nie hy of haar linkse ideologie gevolg nie. En nou is die boeke taboe. Sien julle waarmee hou hierdie mense in die wêreld besig? Dis net so steenhuisen in Suid-Afrika wat besig is met politiekery. En dit is rympies wat hulle sê, elke paar maande, dan sê hulle dieselfde rympie. Ons het seker 3 maande gelede hierdie rympie gehoor van, julle moet asseblief nie binnengevegte hê tussen mekaar nie. Dis die DA. Moet asseblief nie binnengevegte hê onder mekaar nie. En die houtkoppe is natuurlik nou weer up in arms oor die DA se nuwe veldtog, wat sal hulle dit noem, bord, banier, wat hulle opgesit het by een van die snelweë. Die Lamborghinis van Tembisa Hospitaal en hoe die DA gaan poog om julle geld terug te kry. Is nie moeilik om die geld terug te kry nie, mense. Verkoop net daai huis, verkoop met daai Lamborghinis. Verkoop het, as jy dit nie hier kan verkoop, verkoop het oor see. Of doen dit onder 'n bidding storie of wat ook al. Hulle gaan nou poog om daai geld terug te kry. Ja, sure. Absoluut, gaan krap julle neuse op 'n ander plek, man. 100 van die skoliere wat ontvoer is in Nigerië is teruggekry. 100 van die skoliere. Wat het van die ander geword? Wat van die res? Ek kan nou vir julle sê wat van die res gemaak sal word, is klein hiersoldaatjies en die vroumense vir julle weet wat. Julle weet wat, dit is Afrika, Houtkopland. Houtkopland. Transito rowe in Kagiso, KwaZulu-Natal. Sal nie ophou nie. Vrydag aand is die taxi-hoof van Alexandria doodgeskiet. Sy chommy van Sandton Midrand is 'n maand gelede doodgeskiet. Taxi-oorlog, gaan nie ophou nie. Oral waar hierdie goed beweeg is jy in gevaar. Pretoria is vol taxis, Johannesburg is vol taxis, Kaap is vol taxis, enige stad is vol taxis. Enige plek waar hierdie goed beweeg is jy in gevaar. Verlede week aan Woensdag is die ou met die van Gwala. Hy is 'n renosterstroper by formaat. Skatryk ou geword uit renosterhorings uit, wat hy natuurlik geroof het saam met sy ouens in die Kruger Wildtuin. Hy is doodgeskiet in sy huis in KwaZulu-Natal. Hy het sekerlik Oloftie uit iemand nie betaal nie. Goeiemôre. Hy het sekerlik iemand nie betaal nie, nou is hy uitgehaal. Doodgeskiet.
Daai ou wat in Australië in 2022 by 'n anti-Joodse vergadering was, 'n Suid-Afrikaner, Matthew Grunter. Hy het in 2022 soontoe geëmigreer. Hy het in 2022 soontoe geëmigreer en hy was so 'n maand of wat terug, was hy by hierdie anti-Joodse vergadering. En hy het in Suid-Afrika aangekom. Hy het in sy vrou en babietjie donderdag in Suid-Afrika aangekom. Hulle visas gekanseleer. Maar hulle praat nie van die houtkop wat die vroumens doodgemaak het in Australië. En hy is ook gedeporteer na Suid-Afrika toe nie. Hulle praat nie van hom nie, wat 'n ruk terug gebeur het. In elk geval, ons weet mos maar, verskoon tog. Partykeer praat ek eenvoudig te veel. Atteridgeville, Pretoria Wes. 12 doodgeskiet by 'n hostel, koshuis. Ons praat nie van 'n kinderkoshuis nie, ons praat van waar mense bly. Dis soos 'n komune. 12 doodgeskiet. 'n Ou se in Pepstores uitgevang, sy's 'n buitelander, onwettige immigrant, waar sy goed probeer steel uit Pepstores uit. Gevang. Hierdie goed is op ons voorstoep. In die afgelope 10 jaar het die Suid-Afrikaanse polisie 21 miljoen sake gehad wat voorgelê is. Hulle kon net 8 miljoen van die sake oplos. Die res van die sake is tipe van afgeskryf soos wat tyd verbygegaan het. 21 miljoen sake in 10 jaar. Ek weet julle nie, daar sal nie eens 'n flippend 1000 sake wees in 10 jaar wanneer ons oorneem nie. Hulle gaan te flippend bang wees, te bang. Hierdie was tipe van goeie nuus gewees en dan was daar weer slegte nuus gewees. Die jong seun wat Saterdag ontvoer was, ou Kuiler Ligt. Hulle voertuig was gekaap, die seun was ontvoer. Hy het op een of ander manier het hulle van dwelms ingegee of iets, maar hulle het die voertuig gevind en hulle die jong laaitjie gevind en hy is okay. Behalwe natuurlik nou vir die dwelms wat hy ingehaat het. Ek dink hy was, ek weet nie, was hy 12 of 14 jaar oud. Ek kan nou nie onthou nie. Maar die jong laaitjie is teruggekry, so dis goeie nuus. Die wit ou is teruggekry. Prys die Here, hulle het hom nie doodgemaak nie. Prys die Here, hulle het hom nie doodgemaak nie. Ou Ramaplakkertjie woon Kosato se 40ste verjaarsdag by en die stadion is omtrent leeg. Toe hy hoor van Marnus van der Merwe wat doodgemaak is, hierdie getuienis, toe sê hy, nee, hulle gaan nou seker maak dat daar witness protection is en soeke goed. Hy lieg, man. Hy lieg. Hy wil hê die korrupsie moet aangaan. Hy wil hê die polisie korrupsie moet aangaan, want hy het 'n beheer oor hulle. Dis waaroor dit gaan. Hulle lieg. Maar nou ja, as bly om te sien, Kosato is omtrent nie meer nie. Kosato bestaan omtrent nie meer nie. En ek kan nou eintlik vir julle sê, dis die ANC bestaan nie eintlik meer nie. Hulle is regtig besig net om te flout op. Jy sien, hulle werk net op hierdie een ding. As daar 'n stemmery is, dit maak nie saak hoeveel stemme hulle kry nie. As die ander nie stemme kry nie en hulle die meeste, dan wen hulle. Hoe kan 12 miljoen mense uit 60 miljoen mense stem? En die skurke bly aan bewind, want hulle die meeste van die 12 miljoen gekry. Die ander 48 miljoen sê eintlik met 'n stil stem, ons soek julle nie meer nie, julle is korrup. Ons soek julle nie. Ja, ek gaan eindig met hierdie berig. 'n Oud Bloemfontein juffrou, buitekant Vredenburg. Hulle is net op vakansie gegaan. 64 jaar oud, 'n man bestuur.
Haar ruit word uitgeslaan, sy word doodgesteek met 'n mes, haar handsak word gegryp. Paar keer in die bors gesteek. Gryp diefstal en nog 'n moord vind plaas. En ons sit terug en ons is geskok oor hierdie moorde. Ek kry vanoggend 'n boodskap van een van ons boereleiers en hy vra vir my, hoe lank nog? Hoe lank nog? Hoe lank nog gaan ons hierdie korrupsie en hierdie moord in hierdie land van ons net verbykyk en niks omtrent die saak doen nie? Hoe lank nog? Hoe lank nog voordat iemand wakker word en sê, luister hierso, ek gaan julle befonds en vir julle help en kom ons draai hierdie wa om. Hierdie selfde boereleier het vir my gesê, sonder om doekies om te draai, verlede week in donderdag, het hy vir my gesê, dit was donderdag, ja, het hy vir my gesê, ons het ontmoet by die Voortrekker Monument, en hy het vir my gesê, dat die federale alliansie is die enigste weg. En hierdie is 'n man wat verwoerd geken het, en hy het Paul Creer se lewe absoluut gebestudeer. En hy sê vir ons, die alliansie is die enigste weg. Hoe lank nog voordat iemand wakker word, of 'n klomp mense wakker word, en sê, weet jy wat, dit gaan my kos, maar ons gaan julle ondersteun. En hier is die ding, ons soek nie die fondse by jou nie, ons soek nie die fondse nie. Jy kan self die fondse beheer. Wat ook al fondse beskikbaar gestel word. Jy kan dit self kontroleer, jy kan self jou mense aanstel, jy kan dit self beheer. En ons kan hierdie land uit sy moddergat van diefstal en moord uithaal. Dis amper Kersfees. Feestydperk, ek noem dit die feestydperk. Jy kan die geboorte van die seun van die mens vier soos jy wil, wanneer jy wil, waar jy wil. Dis jou keuse. En ek sal nog weer daaroor gesels, of dit nou die 25ste is, of die 24ste, of die 22ste, of die 12de, of die 8ste, of die 31ste, dit maak nie saak nie. Die dag en die datum beteken niks. Hierdie is veronderstel om 'n feestydperk te wees. Maar ons het nie veel om te vier nie wat hierdie land dan betref nie. As jy hierdie jaar 'n bonus ontvang het, of 'n werksverhoging, great vir jou, ek is bly vir jou. Maar ons het nou 8, 9, dis ek al amper 10 wit plakkerskampe om Pretoria. Ons het moord en doodslag elke dag. Die boere word uitgemoor. Wit mense is die teiken, wit mense word geblameer vir alles. Ek sê nou vir julle, ons sal moet saam staan, en ons sal moet vinnig saam staan. Dit is 'n eenvoudige proses. As die fondse daar is die job gedoen. Dit is 'n eenvoudige proses. Al hierdie Afrikaners en ouens wat videoetjies maak oor wat in die land aangaan. En ons moet tog dit, en ons moet, maar hulle het nie 'n plan nie. Hulle sal huil en al die probleme vir jou vertel. Ja, ek vertel ook probleme. Maar ons het 'n plan, ons weet waarna toe ons werk. Ons kan dit doen. Ons het die mense en ons het die vermoë en ons het die plan. Sien net 'n enkele plan nie, daar's 'n klomp goed wat met hierdie ding saamgaan. 'n Klomp goed. Wat oor hierdie afgelope klompie jare nou al verfyn is. Ons kan dit doen, mense. Ons kan dit doen. Ons kan dit doen. Ons moet net saam staan. Ons kan dit doen. In elk geval, ons is vryburgers, boere Afrikaners. Julle moet 'n geseënde week hê, nee. Julle moet 'n geseënde week hê. En moet ons nie vergeet nie. Geseënde week vir julle. En onthou, saam met God maak eendag mag. Daar is nie 'n ander manier nie.
en sluit aan by die Federale Alliansie van Suider-Afrika. Suider of Suidelike Afrika. Want ons werk volgens die profetiese woord tot en met die ewenaar. Ons hou nie terug nie. Ons dink nie klein nie. Nee, ons dink nie klein nie. Anton, ek sien jy het nou opgekom. Alles wat mooi is vir julle, alles seën vir julle, hoor.